Nog 'n week is verby en die dae is in stadige aksie, in slow motion. Dis dag 58 van ons lockdown. Dit voel of ons tango op 'n wals. Dit was ook die laaste week Hemelvaart en iemand vra, wat is Hemelvaart? En die antwoord is, dis die dag wat Jesus besluit het om van die huis af te werk. Elke dag die laaste week begin met 'n gebed en 'n oordenking om my emosionele batterye te herlaai. Die dae wat so dieselfde voel as gister, dieselfde as môre. Glo met my hart en my verstand en my siel dat binnekort sal goed stadig maar seker terugkeer na wat bekend is. Ek dink nie normaal sal ooit weer dieselfde normaal wees nie. Elke dag hengel ek vir inspirasie en kreatiwiteit om myself konstruktief besig te hou. Ook die laaste week is oorweldig deur mense en se seer en se spanning, se onsekerheid, se vrees, met 'n oproep of 'n e-pos of 'n WhatsApp. Wat ek wel in hierdie 2 maande van isolasie geleer het vir myself is die feit dat geen krisis is ooit permanent nie. En ons is in 'n seisoen en die seisoen is nie my lewe nie. En daarom wil ek vandag aansluit by Uriah the Mountain Dreamer, as hy skryf, just for today, I will allow my movement to be shaped by my heart. I will not explain or defend. I will not apologize or seek to be understood. Just for today, I will walk softly, speak little, offer what I can. Just for today, I will let being what I am be enough. Dis onvoorstelbaar hoe die wêreld verander het in 2 maande. En my kort boodskap vandag vir jou is dat it's okay to not be okay. Ek is nie okay nie en jy is nie okay nie en dit is okay. It's okay to sometimes not be okay. Dis okay om bang en onseker te voel. Dis okay om soms jou nek styf te maak en te sê nee. Dis okay om hartseer te wees. Dis okay om iets beter vir jouself te wil. Coronavirus, so op ons voordeur, die getalle in Suid-Afrika wat by die dag hoër is 'n mens uit die aard van die saak bewus van jou eie sterflikheid, jou eie mortaliteit. En dat ons sterflikheid is deel van die ritme van die ganse heelal, die sonnestelsels wat in mekaar sak, mekaar stort en 'n nuwe ster wat gebore word, plante, diere, lang voordat die mens op hierdie planeet geleef het, die ritme van lewe en dood, inasem en uit, inasem en uit. Wat is asem, vry asem, uit asem, skryf Bruiten Erns. Vir soveel episodes vra ons dat ons met ander oë na die wêreld sal kyk, met ander oë na onsself sal kyk, op 'n ander manier onsself sal sien. Dis okay om nie okay te wees nie. Dis okay om soms te verdwaal. Dis okay om soms te twyfel. Kom ons begin hierdie week, hierdie Sondag, kom ons begin dit met 'n nuwe toewyding. Ons kan nie die tyd terugdraai na
58 dae gelede nie, maar kom ons begin dit met 'n nuwe toewyding. Die betekenis van Ubuntu, die betekenis van ons interafhanklikheid. Mag dit in elke opsig 'n goeie Sondag wees. 'n dag van dankbaarheid, 'n dag van waardering, 'n dag van toewyding. Kan ek vir ons 'n gebed doen? Ons Heilige Heer, dit is met oë gesluit, met harte en hande wat oop is, dat ons na U toe kom. In hierdie tyd van onsekerheid en bang, kom ons na U toe met ons vrees. Ons is vir so baie dinge bang, o Heer. Nie net vir ons eie gesondheid nie net vir ons besighede en ons ekonomiese voortbestaan nie, maar ook vir ons land en haar mense. Help ons om ons vrees te verruil vir liefde. Ons konflik vir vrede. Ons veroordeling vir vergifnis. Ons verwydering vir versoening. O Here, wys vir ons om vandag ons deure oop te maak, sodat die lig in ons huise kan kom en ons deurweek van U teenwoordigheid. Laat ons vensters oopmaak sodat die lig kan inkom. Laat U lig en U lig ons lewe verlig. O Heilige God, gaan met ons land. Gaan met ons land se mense. Ons bid vir ons president. Ons bid vir leiding en nugterheid aan sy kant. Ons bid vir hulle wat siek is. Ons bid vir hulle wat onsiek is, versorg. Ons bid vir elkeen wat treur, vir elkeen wat rou. Maak ons heel, o Here. O Rabboni, maak ons whole. Dit vra ons in die naam van die een wat vir ons gewys het, hoe lyk U gesig. In die naam van Jesus, wat ons herinner het, dat ons een is met U en U met ons. Amen.